Daar is 'n vraag wat sielkundiges, filosowe en teoloë al vir eeue probeer beantwoord. Waarna soek mense regtig? Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis vir ons stories nuut hoor, dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Nou ek kom definitief nie met 'n antwoord nie, dit is 'n baie meer komplekse vraag as wat ons dink. Waarna soek mense regtig? Nie net wat mense sê hulle wil hê nie, soos 'n beter werk, meer geld, groter huis, maar wat hulle diep binne in hulle harte verlang. As jy na die groot stories van die wêreld kyk, begin 'n patroon na vore kom. Van antieke mites tot moderne films, van klassieke literatuur tot populêre musiek. Die temas herhaal hulle self oor en oor. Mense soek nie net sukses nie. Hulle soek om gesien te word, om gekies te word, om liefgehet te word. Die groot filosoof Augustinus het eeue gelede iets opvallend geskryf. U het ons vir u self gemaak, o Here, en ons harte is rusteloos totdat hulle rus vind in u. Nou dis 'n interessante waarneming. Hy sê nie dat mense bloot kennis soek nie, of mag of selfs geluk nie. Hy sê die diepste honger van die menslike hart is 'n verhouding, om te weet dat jy behoort. En dit is waarom die grootste vrese van mense dikwels oor verhoudings verwant is. Die vrees om alleen te wees, die vrees om vergeet te word, die vrees om uiteindelik nie saak te maak nie. Die Bybel raak hierdie tema op 'n verrassende manier aan. In Romeine 8 vers 38 tot 39 skryf Paulus, want ek is seker dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge ons sal kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus, ons Here nie. Let op wat Paulus hier doen. Hy praat nie net oor waarheid nie, hy praat oor liefde. Hy sê die finale werklikheid van die wêreld is nie bloot mag of chaos nie, maar 'n liefde wat sterker is as selfs die grootste skeidings wat mense kan ervaar, selfs die dood. En dit raak presies aan die diepste begeerte van die menslike hart. Want as die grootste verlies wat die dood bring, is dat dit ons van mense skei wat ons liefhet, dan is die grootste hoop wat die evangelie bied, dat liefde uiteindelik sterker is as daardie skeiding. Dit is 'n radikale idee. Dit sê dat die wêreld nie net 'n plek is waar mense mekaar vir 'n rukkie ontmoet, voordat alles verdwyn nie. Dit sê die storie van die wêreld beweeg na herstel, na 'n toekoms waar liefde nie vernietig word nie. En wanneer mense daardie idee begin glo, verander dit hoe hulle vandag leef. Hulle begin meer waag om lief te hê, meer waag om verhoudings te bou, meer waag om mense naby te laat kom. Want as liefde die finale woord van die storie is elke daad van liefde vandag reeds deel van daardie toekoms. Dit is presies waarom geloof nooit net 'n individuele projek is nie. Dit word altyd 'n netwerk van verhoudings. En dit is ook waarom ons as gemeente praat van 'n nommer 1 netwerk vir jou lewe. 'n Gemeenskap waar mense ontdek dat geloof nie net oor idees gaan nie, maar oor mense wat saam leef in die lig van God se liefde. Want diep binne in elke menslike hart is daar 'n begeerte wat nie maklik stil word nie. Die begeerte om lief te hê en om te weet dat jy liefgehê word. Ons wêreld is vol mense wat omring is deur ander, maar tog alleen voel. Daarom is een van die mees praktiese maniere om geloof te leef, om doelbewus verhoudings te bou. Neem vandag die inisiatief, stuur 'n boodskap, nooi iemand vir koffie, of maak tyd vir 'n eerlike gesprek. Liefde groei wanneer mense doelbewus ruimte maak vir mekaar. Tot môre, mooi loop.